Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sabbatskool, Bybelstudiegids vir volwassenes. 1 en 2 Korintiërs, die gawe van profesie. Die kern van die Christelike lewe en getuienis. Briefverwisseling is 'n eeuoue aktiwiteit wat nog nie in onbruik geraak het nie. Ons het bloot die wyse waarop briewe geskryf word verander. Hoewel sosiale media inderdaad die skryf van briewe op papier vervang het, verrig e-posse en ander vorms van elektroniese boodskappe dieselfde funksie as die van briefverwisseling op papier. Deur die uitruil van inligting, gevoelens en gedagtes bring dit mense in kontak met mekaar. Waarom skryf mense briewe? 'n Mens kon sê, ons doen dit omdat ons iets het om vir mekaar te sê. Ons bespeer hierdie dryfveer ook by Paulus. Hoewel die apostel baie te sê gehad het, het hy nie altyd die geleentheid gehad om daardie inligting van aangesig tot aangesig oor te dra aan diegene met wie hy in gesprek wou tree nie. So besluit Paulus toe om sendbriewe te skryf. 'n Voorbeeld hiervan is die van die Korintiërs, 'n sendbrief wat die diepsinnige Bybelwaarhede bevat. Hier is 2 sulke juwele. 1 Korintiërs 2 vers 2. Ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. 2 Korintiërs 8 vers 9. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Voorts het ons daardie magnifieke beskrywing van die liefde in 1 Korintiërs 13. Daarteenoor kom die moderne leser uiteraard ook verbuisterende dinge in Paulus se sendbriewe aan die Korintiërs teë. Nie net het hy die destydse kerk met 'n aantal gewigtige probleme soos seksuele losbandigheid onder lidmate te kampe gehad nie, maar ook met haarklowery vanweë 'n onsinnige partydigheid onder die gelowiges. Dink jy jou gemeente sit met 'n hoop probleme? Wag net totdat jy die Korintiërs sien. Dit het die arme Paulus soos 'n vratsgolf getref. Dalk is jou gemeente se probleme op die keper beskou nie so gewigtig as wat jy aanvanklik gemeen het nie. Waarskynlik sal jy aanstonds sien dat die Korintiërs met veel erger dinge gestoei het. Hoewel die probleme in die Korintiese gemeentes kommerwekkend was, is hierdie sendbrief nietemin besonder boeiend. En nie oor al die krisisse wat dit boekstaaf nie, maar oor die merkwaardige wyse waarop Paulus daardie dinge die hoof bied. Deur sy beroep op die Korintiese gelowiges om hulle self, hulle gedrag en die omringende kultuur in die lig van die evangelie van Jesus Christus te beskou, gee hy 'n verhewe posisie aan die boodskap van die kruis. Dit is soos Paulus dit elders in sy eie woorde stel. Enige standaard wat laer as die van die evangelie is, bring 'n vloek oor die een wat daarby hou. Galasiërs 1 vers 8 en 9 lees, vervloek is elkeen wat 'n ander boodskap verkondig as wat ons aan julle verkondig het. In Paulus se tyd was Korinte beroemd. Die stad se hawe, argitektuur, skeepsbou en aardewerk het dit in 'n welvarende handelsentrum omskep. Korinte was ook 'n middelpunt van die destydse finansiële wêreld. Tog bespeer mens ook 'n berigtheid vanweë seksuele losbandigheid, strydige religieuse sienings, asook al die altare ter ere van 'n magdom uiteenlopende gode. Skaamtelose afgodery was 'n alledaagse verskynsel. Hierdie kultuur-historiese agtergrond verklaar Paulus se kommer oor die Christene van daardie stad en derhalwe ook die dinge waaroor hy hulle vermaan. Die kwartaal bekyk ons Paulus se eerste en tweede sendbriewe aan die Korintiërs. In hierdie 2 merkwaardige Nuwe Testamentiese boeke beeld hy die blye boodskap as die kern van die Christelike lewe en getuienis uit, die maatstaf waardeur die gelowige die hele lewe beskou en beoordeel. Ongeag die uitdagings wat ons afsonderlik as individue
of gesamentlik as 'n kerkgenootskap onderweg na ons hemeltuiste in die gesig staar, ons antwoord op die moeilikste vraagstukke wat ons as werkers van Christus teekom, is presies dieselfde as die van die Korintiërs. 1 Korintiërs 2 vers 2 sê, Jesus as die Christus, as die gekruisigde. Jesus se wederkoms is op hande. Die tyd is ryp vir meer eenheid in Christus, vir 'n ongekende ontvanklikheid teenoor die Heilige Gees, as ook 'n getroue gebruik van die gawes wat hy ons skenk, en vir 'n diepgaande belewenis met ons verreëse Heer en Heiland. Die tyd het aangebreek vir 'n ware bediening in Christus en vir die betrokkenheid by rentmeesterskap en sendingwerk, vir oorlogvoering teen valse leerstellings en vir toename in genade, liefde en samesyn. Nou moet ons vasklou en getrou wees aan die boodskap van die kruis. Al hierdie dinge leer Paulus ons in sy eerste en tweede sendbrief aan die Korintiërs.